Goeiemiddag julle almal. Ek hoop dit gaan baie goed met elke liewe een van julle. En dat julle 'n baie wonderlike Saterdag sover het. Ek wil net vandag net met ons Devoted Saturday net so 'n bietjie met julle gesels oor Joshua. Wat ons kan leer van Joshua en ja, hy was ook een van die baie sterk leiers in die Bybelse tyd. En hy was deel van die hele tog of verhaal of hoe ook al mense dit wil noem van toe hulle Jerigo se mure laat val het. So ek bring vandag in ons Devoted Saturday vir julle net so 'n gedeelte van Joshua. Om te weet waar is Joshua gebore. Hy was in Egipte gebore as 'n Israeliet. En sy naam was oorspronklik Hosea wat beteken salvation. En toe hy die nuwe naam kry van Joshua, dit was net so kosbaar geweest vir ons vandag, want Joshua beteken Yahweh saves. So sy naam het eintlik soos half hierdie geredde salwing gedra wat saam met hom gewandel het. Nou as julle die boek Joshua al gelees het in die Bybel en julle het nou al 'n bietjie 'n geskiedenis van Joshua, sal julle as julle nou weet wat sy naam beteken, sal julle half net hierdie gedeelte van hom kan skep, van dat hy hierdie gesalfde, geredde persoon was, wat met hierdie salwing rondgeloop het. So kom ons kyk 'n bietjie. Joshua is moed en geloof. En dit sê, 'n sterk moedige leier wat gereed is om uitdagings te oorkom en sy mense na die beloofde land toe te lei. So wat is die sleutelpunte wat ons kan vat van Joshua? As ons gaan kyk, sy vroeë lewe en leierskap. Joshua is oorspronklik Hosea genoem en was Moses se assistent. Hy het 'n sleutelrol gespeel as 'n spioen wat na Kanaan gestuur is en het Moses later as die leier van Israeliete opgevolg. En dan nog 'n sleutelpunt van hom is sy verowering van Kanaan. Joshua het die Israeliete na die beloofde land gelei, begin met die beroemde slag van Jerigo, waar die mure geval het nadat die Israeliete 7 dae om hulle gemasseer het. So hier kom Jerigo se mure in. En dan het die volgende sleutelpunt is sy toewyding van grond. Nadat hy die land verower het, het Joshua dit onder die 12 stamme verdeel en te verseker dat elke stam 'n erfdeel ontvang het. So Joshua het daai verdeling van die 12 stamme van Juda het hy gedoen. Hy het dit gedoen. En dan sy verbondshernuwing. Voor sy dood het Joshua die verbond tussen God en Israel hernie en die volk aangespoor om getrou te bly aan Abba Vader. So wat is die lesse wat ons kan leer van Joshua? Sy moed en geloof. Joshua se lewe is 'n bewys van die krag van moed en geloof wat demonstreer dat vertroue 'n goddelike belofte tot oorwinning lei. So moed en geloof tot jou of lei jou tot oorwinning, nê? En dan is sy leierskap en verantwoordelikheid. Sy leierskapsvaardighede en verantwoordelikheidsin dien as 'n model vir effektiewe leierskap. Want hy was 'n leier, hy was nederig. Hy het by Moses oorgeneem en hy het hulle gelei om Jerigo se mure te breek. En dan sy gehoorsaamheid en toewyding. Joshua se onwrikbare gehoorsaamheid aan God beklemtoon die belangrikheid van toewyding en toegewydheid. So wat is die sleutelverse wat ons van Joshua af kan vat? As ons gaan kyk vir sy leierskap, kan ons lees in Joshua 1 vers 9. Het ek jou nie beveel nie, wees sterk en vol moed, moenie bang wees nie, moenie moedeloos wees nie, want die Here jou God sal met jou wees oral waar jy gaan. En dan die slag van Jerigo lees ons in Joshua 6 vers 20. Toe die trompette blaas, het die leer geskreeu en met die geluide van die basuin, toe die manne hard geskreeu het, het die muur ineengestort en almal het reguit ingestorm en die stad ingeneem. So ja, hy was 'n leier, hy was moed, hy was geloof, hy was toegewyd en hy toewyding gebied en aangeleer vir die volk. En dan die hernuwing met die verbond kan ons lees in Joshua 24 vers 15. Maar as dit vir julle ongewens is om die Here te dien,
Kies dan vir julle vandag wie julle wil dien, of die gode wat julle voorvaders gedien het, ander kant die Eufraat, of die gode van die Amorite, in wie se land julle leef, maar my en my huisgesin sal die Here dien. Daar is daai baie kragtige versie wat hy vir ons gee, vir ons huisgesinne, is waar hy sê, ek en my huis sal die Here dien. En dan, as ons mooi nou al hierdie goeders nou by mekaar gaan sit, nê, kom ons visualiseer nou Joshua se teenwoordigheid, wat in die vooruitsig gestel word as 'n sterk, moedige leier wat gereed is om uitdagings te oorkom en sy mense na die beloofde land toe te lei. So Joshua, as ek die naam hoor van Joshua, dan dink ek aan be courageous, be strong, moenie vreesagtig wees nie. Lei deur die genade en die goedheid van die Heilige Gees. Staan op geloof, hou moed, wees al hierdie dinge, want dan gaan jy die beloofde land ingaan. Deur jou geloof word jy gered, deur jou geloof ontvang jy genesing. Leierskap, toewyding en toegewydheid is alles karaktereienskappe wat ons kan leer van Joshua. Nou die boek van Joshua is nie 'n baie lang boek nie, maar is 'n baie kragtige boek, 'n baie groot ikoon in die Bybel waarvan ons al hierdie dinge, be strong and courageous, van kan leer, om moed en geloof te kan ontvang. So ek hoop hierdie inspireer julle om bietjie dieper te gaan delf in die boek van Joshua en alles wat hy vir ons leer te kan maak en te kan vat en dit laat dit saad in ons harte skiet. Mag julle almal baie geseënd en gesaal wees.